Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens. Mag die Here ons ook seën deur hierdie erediens om deur die werking van die Heilige Gees ook uit dankbaarheid gevul te wees en daarvan ook oor te loop. Kom ons begin ons diens deur vooraf saam te sing. Ons gaan 2 liedere saam sing. Die eerste skrifbreiding 7:2 vers 1 en 2 en dan Psalm 66 vers 1 en 3. Kom ons sing dit saam. Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang ook die seën van ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan antwoord op die seën van die Here wat ons ontvang het deur saam te sing uit Psalm 95 vers 1 en 4. Kom ons sing dit saam.
Geliefdes, nagmaal is 'n belydenismaaltyd waar ons as gemeente saamkom om ook ons geloof aan mekaar te bely. Dat ons as enigste grondslag van ons redding Jesus Christus se dood en sy opstanding aanvaar. En daarom wil ons ook saam ons geloof aan mekaar bely as gemeente. Sê ook hierdie woorde in jou hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van my en jou sondes, die opstanding van ons liggame, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Ons gaan nou ook saam lees uit die Here se woord, uit sy wet, waar ons onsself verootmoedig voor die Here. Ons kyk na ons eie swakheid, ons besef dat ons nie voor hom kan staan nie, en daarom het ons die versoeningsdood van Jesus Christus nodig. Kom ons lees saam uit Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde, tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit Psalm 24 vers 2 en 3. Psalm 24 gaan juist daaroor dat ons in ootmoed voor die Here staan. Ons sê in vers 2 vir mekaar, en ons sing dit vir mekaar toe as ons dit sing. Wie sal die Godsberg op kan gaan, en wie sal op sy top kan staan, om skitter deur Gods heilighede. As ons tot die Here bid, of in sy teenwoordigheid is, dan is dit werklik so dat ons nie voor hom kan staan op ons eie nie. Ons het die soendood van Christus nodig en die werking van die Heilige Gees, en dan kan ons tot die Here bid. Kom ons sing saam met Psalm 24 vers 2 en 3.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Here, net deurdat ons sê U is in die hemel, besef ons hoe groot U is. Heilig. Ons kan nie naby U kom deur ons eie nie. Inteendeel, as ons in U teenwoordigheid kom op ons eie, dan sal ons vergaan. Dis werklik soos ons gesing het, wie sal die Godsberg op kan gaan en wie sal op sy top kan staan, omskitter deur God se heilighede. U is bo ons verstand. En tog het ons die voorreg om vandag aan hierdie tafel te kan sit, as gelowiges, en die tekens te kan gebruik wat daarop dui dat Jesus Christus ons versoeningsoffer is. Hy is die een wat die band tussen ons en U herstel het. En U gee aan ons die Heilige Gees, sodat ons nou al 'n verhouding met U kan hê. Dankie vir die voorreg daarvan, Here. Dankie dat ons kan weet, U is ons Here. U is die een wat vir ons sorg. Alles in ons lewe is in U hand. En daarom kan ons dankbaar wees vir alles wat in ons lewe gebeur, selfs ons swaar kry. Dit is 'n bietjie bo ons begrip. Maar ons wil U vra om deur die Heilige Gees ons vandag so te lei, dat ons gevul sal wees met dankbaarheid. Ons bid dit om Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing kom vandag uit Efesiërs 5. Efesiërs 5 vanaf vers 18 tot en met vers 20. Die Here sê deur die apostel Paulus vir die gemeente in Efese: moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Geliefdes, uit Efesiërs 5, die vorige gedeeltes en die vorige preke, het ons gesien dat daar 'n drastiese verskil is tussen dit wat ons was en dit wat ons is. Ons was die ene duisternis, sonder enige hoop in hierdie wêreld. Maar nou, deur die werking van die Heilige Gees, is ons lig. Ons ken die Here, ons weet in wie ons glo. Ons het hoop. Ons weet ons lewe het 'n doel en betekenis. Ons het iets om voor te leef. Ons leef vir die Here en ons leef met die vooruitsig van die ewige lewe. En elke dag leef ons deur die krag van die Heilige Gees. Ons het ook gesien dat ons was en ons is, maar ons bid ook om oor te loop van die werking van die Heilige Gees. Ons weet ons is vervul deur die Heilige Gees en nou bid ons dat hy so in ons harte sal werk dat ons oorloop van goeie dade, dat ons die vrug van die Gees sal uitleef. Maar nog 'n verskil wat die Heilige Gees in ons harte werk is dankbaarheid. Die Heilige Gees maak ons dankbaar.
Hy maak nie net ons lewe anders in die sin dat ons weer die Here regering oor ons lewe en ons wil die regering van die Here aanneem nie. Maar hy maak ons ook dankbaar, selfs in moeilike tye. Paulus gaan so ver, die Here deur Paulus natuurlik, gaan so ver om te sê, hy maak ons dankbaar oor ons moeilike tye. Nie net in die moeilike tye nie, maar oor ons moeilike tye. So vandag gaan ons uit hierdie gedeelte leer, en dis ons klem, dat die gelowige is gevul met dank aan God deur die Heilige Gees. En daarvoor moet ons ook bid. Ons is gevul met dank aan God deur die Heilige Gees, maar ons moet bid daarvoor. Nou Paulus is nog steeds besig om wat ons was en wat ons is te verduidelik. Eintlik die kontras tussen gelowige en ongelowige. Dit wat ons was totale ongelowiges, nie lig gehad nie, het in die duister geleef en ons is nou lig in die Here. Maar toe die mense in Efese waaraan hy dit skryf, nog nie in die Here geglo het nie, het hulle is gedra, soos wat hy in vers 18 ook sê. Hy sê vir hulle, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard. En dit is wat hulle lewenswyse gekenmerk het. Hulle was die enige duisternis wat hulle self aan drank te buite gegaan het, en daarmee het losbandigheid gepaard gegaan, maar nou is hulle anders. Hulle moet ook onder mekaar ander dinge doen. Nou, ons het in die vorige preek gesê dat hierdie mense in Efese het oor 2 redes gedrink. In die eerste plek was dit om hulle probleme weg te drink, en in die tweede plek het hulle gedrink en dan het hulle liedere gemaak, en hulle het gedink dit is 'n manier hoe hulle met die gode kan kommunikeer. So as hulle dronk raak, liedere sing, dan is daar een of ander kommunikasie wat hulle het met gode. En nou kom Paulus en hy sê, die Here het julle nou nuut gemaak, en julle het nou vrye toegang tot die Here. Julle het nie meer drank nodig om julle probleme weg te drink nie, want julle is nuut in die Here. Hy gee vir julle krag, hy sorg vir julle in alle tye. Maar julle het ook nie nodig om te drink om met een of ander God te kommunikeer nie, want julle het die Heilige Gees. En julle kan met die Here, die lewende God, praat. Nou die volgende logiese stap wat Paulus in hierdie gedeelte verduidelik is, hoe maak ons nou as ons by mekaar kom? Hulle weet nou, hulle is nuut, hulle kan met die Here praat, hulle kan met hom kommunikeer, hy help hulle in hulle moeilike omstandighede, maar hoe kom hulle nou by mekaar? Hulle kan nou nie meer by mekaar kom soos hulle in die verlede by mekaar gekom het nie. Wat moet hulle doen? As hulle by mekaar kom, dan moet hulle sing. Sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Ek dink jy is nodig om in die debat betrokke te raak wat die liedere Paulus bedoel nie. Uit die vroeë kerkgeskiedenis is dit duidelik dat gelowiges by mekaar gekom het, verskillende instrumente gebruik het en selfs nuwe liedere gedig het en dit saam gesing het. Maar wat Paulus in hierdie gedeelte sê, wat belangrik is, hy sê spreek dit onder mekaar. Sing dit vir mekaar toe. Wat gebeur as hulle dit doen? Hulle moet vir mekaar preek. Hulle woorde is nie sonder betekenis nie. Die feit dat hulle sing is nie sonder betekenis nie. Wanneer gelowiges by mekaar kom, dan moet hulle met mekaar praat en tot mekaar sing. Vir mekaar vertel, vir mekaar leer. Hulle moet getuig en waaroor moet hulle sing? Oor die Here. Hoe die Here homself in sy woord aan ons openbaar. So dit kan nie net ons eie gedagtes wees wat ons maar net opmaak nie. Dit moet die Here se gedagtes wees. Ons wil dit vir mekaar toesing. Ons sal sy woord vir mekaar toesing sodat ons mekaar kan leer. Hulle vertel vir mekaar wat hulle glo van die Here. Hoekom is hulle dankbaar? Wat het die Here in ons lewe gedoen? En dis wat ons vir mekaar toesing. Geliefdes, ons
Ons moet nie die belangrikheid van sang in die erediens onderskat nie. Ons kan nie met lang gesigte die Here loof nie en dalk is dit die hele probleem. Want waar kom dankbaarheid vandaan? Dankbaarheid het hierdie gedeelte lees, ons kom van die Heilige Gees af. Hy maak ons bly oor dit wat Christus vir ons gedoen het, oor die feit dat God ons Vader is. En hy wek hierdie blydskap so in ons harte dat ons wil jubel en sing en dit aan mekaar wil toesing. Ons wil jubel oor die grootheid van God. Ons wil nie net in die erediens dit sing of in psalms of in Bybelstudies dit sing nie. Ons wil ook dankbaar leef teenoor die Here. Paulus gaan aan nadat hy dit verduidelik en hy sê, hoe moet die gelowige nou anders lyk? So ons kom by mekaar en ons wil mekaar toesing, ons wil getuig oor die grootheid van God. So as jy psalms sing in die erediens of liedere sing in die erediens, dan sing jy dit nie net tot eer van die Here nie, maar jy sing dit ook vir mekaar toe. As ons sê juig al wat leef, dan roep ons mekaar op om te sê juig tot eer van die Here. As ek sê my siel, waarom is jy in my onrustig en waarom kerm jy so in my? Dan getuig ek en sê ek het ook worstelinge in my lewe wat ek deurwerk. Ek moet myself aanspreek en daarom moet jy ook dieselfde doen. Soos 'n hert in dorre streke. Getuig ons teenoor mekaar. Maar ons wil ook in ons lewens dankbaar wees. En daarom gaan Paulus aan en hy sê, en sing onder mekaar psalms, lofgesang en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here, dank God die Vader altyd oor alles. Die Here leer ons met hom altyd dank. Ons kan dit eintlik nie beter stel as wat Paulus in Kolossense 2 vers 6 tot 7 dit doen nie. Hy sê daar, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het. Hoe het ons hom aangeneem? Deur die werking van die Heilige Gees het ons hart verander het en daarom glo ons in ons Here Jesus Christus en ons neem hom aan as ons verlosser. Dus dit ons ook by die nagmaal bely, nee, ons eet die brood en drink die wyn as 'n belydenis dat hy een is met ons. Hy is ons Here, ons het hom aangeneem as ons verlosser deur die werking van die Heilige Gees. So aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, een gewortel in hom gewortel en op hom gebou, vas in julle geloof, soos julle geleer het. En dan sê hy, en met dankbaarheid vervul. Van kop tot tone, vol dankbaarheid. Geliefdes gelowiges moet oorloop van dankbaarheid. En daar is rede vir dankbaarheid altyd. Want die gelowige weet, die Here is in beheer van ons lewe. En deur die eeue sien ons dit. Ons sien byvoorbeeld Israel, wat die Here dank as hulle deur die Rooi See trek in Eksodus 15. Die psalmdigter wat die Here dank nadat die Here sy gebed verhoor het in Psalm 116, of Jona, nou Paul het 'n reeks spreuke uit Jona wat in die visse maag die Here dank. Ons sien gelowiges wat die Here dank voor oorlog, voordat hulle oorlog voer, dank hulle die Here altyd. Moet ons die Here dank, maar waarvoor dank ons hom? Hy sê, vir alles. Ons moet die Here vir alles dank, alles wat ons geestelik en fisies uit sy hand ontvang. Paulus dank die Here vir sy boeie, in Filippense 1 vers 12. Hy dank die Here vir sy swakhede,
2 Korintiërs 12, waar hy sê, ek sal eerder oor my swakhede roem, want daardeur kom die krag van Christus tot werking. In die tronk, dank hy die Here, aanhoudend. En dieselfde vir al die gelowiges oor die eeue wat hy selfs in sy briewe oorskryf. Hulle dank die Here oor hulle swakhede, oor hulle seer kry. Weet jy, dit klink dalk vreemd vir die ongelowige, maar nie vir ons as gelowiges nie, want ons weet, selfs ons swakhede, selfs ons moeilike tye is in die hand van die Here. En ons is in alles meer as oorwinnaars deur die Here wat vir ons krag gee. Alles wat in jou lewe gebeur, is in die hand van jou Vader. Maar geliefdes, dankbaarheid is iets waarop ons ook ingesteld moet wees. Kom nie sommer net van self nie, nee. Dankbaarheid oor al daai dinge wat jy nie aan jouself kan toeskryf nie, maar dis net die Here wat in jou lewe aan die beheer is, of in stuur van jou lewe is. Weet jy, dit is baie moeilik, as dit met jou moeilik gaan om dankbaar te wees. Dink maar 'n bietjie terug, as jy terugdink aan omstandighede waar jy deur 'n taai tyd gegaan het. Dan het 'n mens nie baie dankbaar gevoel in daardie tyd nie, nê. En dis ook nie omdat Paulus so 'n goeie gelowige is, dat hy kan sê, ek is dankbaar oor my boeye, of as ek 'n doring in die vlees het, 'n gebrek het, dan is ek dankbaar oor daardie gebrek nie. Nee, Paulus word gelei deur die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat Paulus dankbaar maak. Ons moet elke dag die Here smeek om ons oor te laat loop deur die werking van die Heilige Gees vir goeie werke, maar ook vir dankbaarheid. Ons moet nie 'n dag laat omgaan waar ons nie bid, Here, lei my so deur die Heilige Gees dat ek kan sien waarvoor ek moet dankbaar wees nie. Bid jy vir die Here om jou te wys? Of maak jy ook, soos ek baie keer maak, en sê vir die Here, Here, dankie vir alles wat U vir my gee, maar ons stop nie en dink en fokus regtig daarop waarvoor ons alles dankbaar kan wees nie. En daarom moet ons bid. Here, wys my. Tyd spandeer. Dan dink en die Here dank, en hierdie dankbaarheid laat jou sing. Laat jou jubel, want jy weet selfs in jou swakheid is die Here in beheer. En wanneer ons dankbaar is, dan moet ons die Here ook op 'n spesifieke manier daarvoor dank. Die Here sê deur Paulus, dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis hoe Jesus ons ook geleer het om te bid in die Onse Vader, ons Vader. Ons dank ons Vader. En wat 'n voorreg is nie om met ons Vader in die hemel te kan praat nie, want ons is nie geregtig om met hom te praat nie. Ons staan skuldig voor hom. Geregtigheid moet geskied, en vir dit om te geskied moet die Here ons eintlik straf. Dis hoekom hy Adam en Eva uit die tuin uit jaag, want hulle kan nie meer in sy teenwoordigheid kom nie, want hulle is te sondig, hy sal hulle vernietig. En daarom sê hy, dank God die Vader in die naam van Jesus Christus. Dis hoekom jy met jou Vader kan praat, want Jesus Christus het vir jou sondes betaal aan daardie kruis. En hy stuur die Heilige Gees sodat jy kontak kan hê met jou Vader, dat jy gereinig kan wees voor jou Vader. Maar nou kan jy hom ook smeek en om dank. En ook net in die naam van Jesus Christus. Want geliefdes, ons gebede is swak en nietig. Maar die Here vat dit
En hy reinig dit deur die bloed van Christus, deur die werking van die Heilige Gees, en dit word nou as offer aan die Vader gebring, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nie omdat ek en jy so goed is, of ons woorde so goed is en die Here behaag nie, maar omdat dit gereinig is deur Jesus Christus. En omdat die Heilige Gees in ons harte werk. En wat gebeur dan met ons gebede? Dominee Paul het ook 'n rukkie terug daar gepreek. Ons gebede word bewaar en is 'n aanneemlike geur vir die Here. Soos wierook wat brand en wat hom omring. Ons lees dit in Openbaring 8 vers 1 tot 5. Elke dankgebed wat jy vir die Here gee, is vir hom 'n lieflike geur. As jy vandag aan hierdie nagmaaltafel sit, die brood eet en die wyn drink, weet, jy het deel aan die versoeningsoffer van Jesus Christus. Jy kan nou met jou Vader praat. Hy sorg vir jou. En selfs in jou swaar kry, selfs in jou swakhede, is die Here in beheer. En geliefdes, dit vul ons met 'n onuitspreeklike en heerlike dankbaarheid. Mag dit ons fokus wees. Ook ons fokus as kerk. Mag ons nie fokus verloor deur allerhande ander dinge nie, maar mag ons as kerk fokus om uit dankbaarheid vir die Here te leef, dat ons harte vol raak van dankbaarheid. En ons het dit so nodig in ons lewe, nê? 'n hart vol dankbaarheid word nie oorrompel deur die sorge en die swartgalligheid van hierdie lewe nie, maar dit vul ons met hoop. As jou hart vol dankbaarheid is, dan vat dit al daai sorge en swartgalligheid eintlik weg. Bid aanhoudend. Bid dat die Here jou deur die Heilige Gees so vol maak, laat oorloop ook van dankbaarheid. Net hy kan ons leer. Net hy kan jou leer om altyd oor alles te dank. Amen. Geliefdes, ons gaan nou die nagmaalsformulier verduidelik en dan gaan ons ook saam nagmaal gebruik. Die doel van die nagmaal word vir ons mooi geleer as ons sê ons doen dit tot die Here se gedagtenis. Die doel van die nagmaal is om na te dink oor alles wat Jesus Christus vir ons gedoen het. So as jy aan hierdie nagmaaltafel sit, dan is een van die doele om werklik te besef uit dankbaarheid wat Christus vir jou gedoen het. Vir ons almal, maar besonder ook vir jou. Ons dink nie net aan alles nie, maar ons glo ook opreg. En wanneer jy die brood eet en die wyn drink, dan is dit jou belydenis. So ons dink daaraan dat Christus vir ons sondes gesterf het, maar die belydenis of die nagmaal is ook 'n belydenismaaltyd. As jy hierdie brood eet en die beker drink, dan sê jy vir almal wat hier sit, ek glo. En wat sê jy, wat glo jy? Jy glo Jesus is deur die Vader na hierdie wêreld gestuur. Jy glo hy het ware mens geword en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra. Jy glo hy het die volmaakte gehoorsaamheid van God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sal word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons deur God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. Daardeur het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seun te vul.
Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. As ons so aan hierdie tekens dink en dit bely, dan word die tekens telkens weer versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as dat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot 'n vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Ons sien uit na die bruilofsmaal van die Lam. So die nagmaal is 'n belydenis dat ons werklik in die Here glo, maar die nagmaal leer ons ook. Jy bely nie net hier nie, jy leer ook die volgende. Jy leer om die kruisdood van Christus as die enigste grondslag van jou saligheid te omhels. Daar's niks anders wat jou red behalwe die kruisdood van Jesus Christus nie. Nie jouself nie, nie enige heiliges of enige ander mens nie, maar Christus. Jy leer ook dat sy liggaam is gebreek en sy bloed vergiet om al ons sondes te vergewe. Hy is vir ons die ware voedsel en drank vir die ewige lewe. Deur sy dood het hy gesorg dat ons die Heilige Gees ontvang. En die Heilige Gees verbind ons aan Christus en sorg dat ons al sy rykdomme deel. Maar jy leer ook dat dieselfde Gees, die Heilige Gees, bind ons as lede van een liggaam ook aan mekaar saam. En ons almal is een liggaam en daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God ons ook daartoe help. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons saam as gemeente by mekaar kan kom. En ons kom by mekaar gevul deur die Heilige Gees om te bely. Om te bely dat Jesus Christus ons enigste grondslag van ons saligmaking is. Ons redding is in hom alleen. Ons bely U sorg vir ons as ons Vader. Ons bely U werk deur ons, in ons deur die werking van die Heilige Gees. Vader, gaan nou met ons waar ons die tekens van die brood en die wyn gaan ontvang. Help ons om daardeur versterk te word in ons geloof. Daardeur te sien hoe daar medebroers en susters is wat saam met ons in U glo en dit versterk ons. Help ons om te leer dat Christus die enigste grondslag van ons saligmaking is, dat U deur die Heilige Gees ons as gemeente in 'n eenheid verbind en dat ons hierdie eenheid ook in woord en daad teenoor mekaar moet bewys. Lei ons so nou deur die Gees en vul ons harte met dankbaarheid. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 23 vers 3 as voorbereiding op die nagmaal en daarna gaan ons saam die tekens van brood en wyn ook ontvang.
Geliefdes, die hartverheffing dui daarop dat ons nou die Here ontmoet deur die werking van die Heilige Gees. En daarom ook ons harte verhef tot Jesus Christus. Verhef die harte tot Jesus Christus, ons vryspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as dat u die tekens van die brood en die wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet daarvan, gedenk en glo dat die liggaam van Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Drink daarvan, gedenk en glo dat die bloed van Christus gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons gaan ook nou vir mekaar toesing uit Psalm 100 vers 4. Want goedertieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou hul krag tot in die laaste nageslag. Kom ons sing dit saam en loof die Here se naam so.
Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortreding van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U hierdie heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawes en daarna gaan ons saam sing uit Psalm 150 vers 1 en 3.
Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Net 'n paar afkondigings van die kerkraadskant af. Ter approbasie voorgehou as ouderlinge is Gert Creer, Jacques Maree en Willem van Sail. Diakens is Judy Grobler, Caroline Creer, Willemien Creer, Sandra Miller en Lenet Voliter. 'n Vertrek met lidmaatskap na die NG Kerk Meyerton is Simone Richards. Dan het ons twee jong manne wat goed presteer het hierdie afgelope tyd. Daniel Linnetjie, hy was in die eerste diens gewees. Hy het sy matriek verwerf en ons is baie dankbaar saam met hom. En dan Tian Labeskagni was ook in die eerste diens en hy het 2 silwer medaljes in die Suid-Afrikaanse armdruk kampioenskappe gekry. So ons is baie dankbaar saam met hom ook. Daar's 'n paar algemene afkondigings. Julle sal sien in die kompas. Ons sal dit weer op die WhatsApp groep ook stuur. Volgende Saterdag is daar byeenkoms vir blok 3 en 4 en 1 en 2. Blok 3 en 4 is 8:00 die oggend en blok 1 en 2 09:30 die oggend in die kerksaal. Ons gaan gesels oor die synodebesluit en die beswaarskrif wat ons as gemeente ook ingedien het by die klas is daaroor. So dit is maar 'n inligtingssessie en dan gaan ons dit daar bespreek. Enige iemand is welkom om dit by te woon. Dan die susters, julle moet uitkyk daarvoor het oor 2 naweke 'n kruie, kuier en onkruid naweek. Of nie naweek nie, net 'n oggend. Dis 10:00 die oggend. As julle wil bywoon, skakel gerus vir Alta Libbinge en Janneke Norkie, hulle is in beheer daarvan, so asseblief woon dit ook by. Dan dink ons in ons lief en leed aan Callie Skutte, hy was hierdie week in die hospitaal gewees, oom Wim Pelser, is ook in die hospitaal gewees, en dan ook oom Chart Roots, wat die afgelope week in die hospitaal is. Baie sterkte vir hulle ook, en ons bid ook vir hulle vir spoedige herstel. Dan het ons ook gehoor van Annetjie Buys, haar broer is oorlede in die week en ons bid ook vir hulle vir vrede en vir die leiding van die Here ook in hierdie tyd. Is daar enige ander lief en leed waarvan ons dalk moet weet? Nee, die verjaarsdag dan. Volgende mense verjaar hierdie week: Leon Lombard, Marnus Lombard, Janine Haber, Lenet van den Berg, Antonie van der Byl, Nerenay Boysen, Carla Broekman, David Diedriks, Matilda Roeleveld, Elmie Creer, Vanus Buys, Karlin Opperman, Gerry Breed, Mariette Lombard, Elmarie Meisner-Roff en Sonja van Graan. Baie geluk ook aan elkeen wat hierdie week verjaar. Geseënde dag vir elkeen van julle.